Goeiedag jaar 3, hier is julle leerpapiere. Motorvoertuigdiens. Voertuigdiens is wanneer verskeie items en prosedures aan 'n voertuig gedoen word om dit in 'n goeie toestand te hou. Deur gereelde dienste uit te voer volgens die vervaardiger se aanbevelings, verleng jy die lewensduur van die voertuig en maak dit meer betroubaar. 'n Diens is ook 'n goeie tyd om die voertuig vir toekomstige probleme na te gaan. Dit staan bekend as voorkomende instandhouding. Enige diens moet die volgende insluit: vloeistofvlakke, remstelsels, olielekkasies, verkoeler, battery en waarskuwingsligte. Daar is 3 tipes dienste: kleindiens, jaarlikse diens en grootdiens. Kom ons kyk na die kleindiens. Basiese kontroles en vinnige take soos die vervanging van enjinolie, oliefilter en lugfilter. Basiese inspeksies sluit vloeistofvlakke, batterytoestand, handremklikke, 4 tot 7 daarvan, en sitplek en veiligheidsgordelfunksies in. Word gewoonlik elke 10 tot 15.000 km of elke 6 tot 12 maande gedoen. Jaarlikse diens. Vervaardigers beveel aan dat elke voertuig minstens 1 keer per jaar gediens word, selfs al ry dit min kilometers. Sekere onderdele word volgens hierdie intervalle vervang as deel van voorkomende instandhouding. Grootdiens. Elke 2 jaar of so, alle vloeistowwe word gedreineer en stelsels nagegaan. Smeerpunte word weer ingevul. Onderdele soos stuurstange, laars, arms en ratte word nagegaan en verslete dele vervang. Alle lugversorging, filters en tydreëlwande word vervang. Dit is duurder, maar dit help om probleme vroeg te ontdek en verleng die lewensduur van die voertuig. Hoekom gebruik ons verskillende engine onderdele? Alhoewel baie engines soortgelyk is dit belangrik om die korrekte onderdele vir 'n spesifieke voertuig te gebruik. Jy benodig die volgende: maak van die voertuig, model, jaar van vervaardiging, voertuigtipe en jou VIN-nommer. Karakters om te leer vir: 1. Waar die voertuig vervaardig is. Nommer 10. Modeljaar van die motor. Nommer 11. Reeksnommer van die voertuig en 12. Net die reeksnommer. Elke voertuig het 'n unieke VIN, voertuigidentifikasienommer, bestaande uit 17 karakters. Dit dien as die voertuig se vingerafdruk en toon unieke kenmerke, spesifikasies en die vervaardiger. VIN-nommers word gebruik om herroepings, registrasies, waarborge, diefstal en versekering na te spoor. Verskillende vloeistowwe. 'n motor gebruik verskillende vloeistowwe om veilig te kan loop. Enjinolie laat die engine-onderdele glad en soepel beweeg. As hierdie vloeistowwe nie gereeld nagegaan of vervang word nie, kan die motor groot probleme ontwikkel, soos 'n engine wat breek, oorvritting, remme wat val, stuur wat baie swaar raak, of selfs ongelukke. Daarom is dit belangrik om na die voertuig se vloeistowwe om te sien, vir veiligheid en om die motor in 'n goeie toestand te hou. Enjinolie laat engine-onderdele glad beweeg. Radgasolie en difolie help ratte om reg te werk. Remvloeistof laat die remme die motor stop. Kragstuurvloeistof maak stuur makliker. Verkoelmiddel keer dat die engine oorverhit. Lugversorger verkoelmiddel hou die motor binne koel. Ruitwasvloeistof maak die voorruit skoon vir beter sigbaarheid. Verduidelik die verskil tussen 'n hidroliese en pneumatiese stelsel. Hidroliese sisteme werk met vloeistof, pneumatiese sisteme werk met lug of gas. Waarom word remskuiwe geventileer? Sodat die remskuiwe nie oorverhit nie. Waar in die remstelsel sal jy die meestersilinder vind? Naby die firewall. Lys 5 belangrike items wat met elke diens nagegaan moet word: motorolie en toestand, breeksisteme, koelmiddelvlak en toestand, bande, ligte en toestande. Wat is die funksie van die remversterker? Verhoog remkrag met minder pedaal, verbetering van gemak, veiligheid tydens rem.
In die volgende skets wat julle sien, is 'n prent oor dromme. Dit is ongelukkig in Engels, so kom ons kyk na die eerste een. Nommer 1 is wheel cylinder, nommer 2 brake shoe with lining, nommer 3 upper return spring, nommer 4 spring with cup and pin, nommer 5 lower return spring, nommer 6 adjuster screw, 7 braking plate, 8 connecting link, 9 is lever, 10 brake cable, 11 adjuster, 12 is anchor block. 10 stappe hoe om brieke te bloei. Stap 1, berei voertuig voor. Stap 2, vind die remontligtingskroewe. Stap 3, kontroleer remvloeistofvlak. Stap 4, heg ontbloeierstel aan. Stap 5, maak ontligtingskroewe los. Stap 6, helper pomp die pedaalrem. Stap 7, maak ontligtingskroewe oop. Stap 8, maak ontligtingskroewe toe. Stap 9, herhaal proses. Stap 10, kontroleer vloeistofvlak. 5 dinge wat jy nodig sal hê om jou brieke te bloei. Brake fluid, brake bleeder kit, wrenches and sockets, clear plastic tubing, catch container for old brake fluid, gloves or safety glasses, jack and jack stands, and helper. Sterkte met julle einde van die jaar eksamen jaar 3's. As jy leer, sal jy presteer. Dink aan julle.